uit die Ou Testament 'n gedeelte uit Genesis hoofstuk 47, die laaste verse vanaf vers 27 en dan hoofstuk 48 van Genesis. Genesis 47 vanaf vers 27. Jakob seun Josef se 2 seuns. Israel en sy seuns het in Egipte gebly in die Gosenstreek. Hulle het dit as hulle eiendom ontvang en hulle was vrugbaar en hulle het baie geword. Jakob het 17 jaar in Egipte gebly. Hy was dus 147 jaar oud. Toe sy einde nader kom, het hy sy seun Josef geroep en vir hom gesê: "Bewys my nog 'n laaste guns. Sit jou hand hier onder my heup en beloof dat jy my met liefde en eerbied sal behandel en my nie in Egipte sal begrawe nie. Wanneer ek sterf, moet jy my uit Egipte wegvat en in die graf van my voorvaders gaan begrawe." Toe antwoord Josef: "Ek sal doen wat pa vra." En Jakob het van hom gesê: "Bevestig jou belofte met 'n eed." Toe lê Josef vir hom 'n eed af en Israel het daar op sy bed gebuig voor God. Hoofstuk 48, vers 1. 'n Rukkie hierna is vir Josef gesê sy pa is siek. Toe vat Josef sy 2 seuns, Manasse en Efraim, saam. Daar is aan Jakob gesê: "U seun Josef het na u toe gekom." Toe het Israel sy kragte ingespan, regop gaan sit op sy bed. Hy het vir Josef gesê: "Die God die Almagtige het in lus in Kanaan aan my verskyn. Hy het my geseën en vir my gesê: ek sal jou vrugbaar maak en aan jou baie kinders en gee. Ek sal jou nageslag baie volke laat word. Ek sal hierdie land aan jou nageslag gee om vir altyd te besit. Jou 2 seuns wat hier in Egipte vir jou gebore is, voordat ek hier na jou gekom het, Efraim en Manasse, is vir my soos my eie. Soos Ruben en Simeon is hulle vir my. As jy hierna nog kinders het, sal hulle eendag in die naam van hulle broers eiendom verkry. Ek neem die 2 seuns aan as my eie. Want toe ek uit Padan Aram gekom het, is Rachel dood in Kanaan op pad na Efra toe. Dit is Bethlehem, en ek het haar daar langs die pad begrawe. Toe Jakob die 2 seuns van Josef sien, vra hy: "En wie is hulle?" Josef het sy pa geantwoord: "Dit is my seuns. God het hulle vir my in hierdie land gegee." Toe sê Jakob: "Bring hulle hier na my toe, ek wil hulle seën." In sy hoë ouderdom was Israel se oë al sleg en hy kon nie goed sien nie. Josef het sy seuns tot teen Israel gebring en hy het hulle gesoen en teen hom vasgedruk. Toe sê Israel vir Josef: "Ek het nooit daaraan gedink dat ek jou weer sal sien nie. En hier laat God my nou ook nog jou kinders sien." Josef het sy seun van sy pa se skoot afgetel en voor hom gebuig. Toe vat Josef die 2 aan die hand, Efraim met die regterhand, sy regterhand en links van Israel, en Manasse met sy linkerhand regs van Israel. Maar toe Josef hulle albei naby hom bring, het Israel sy arms gekruis en sy regterhand op Efraim se kop gesit, al was hy die jongste, en sy linkerhand op Manasse se, al was hy die oudste. Hy het vir Josef geseën en gesê: "Mag God naby wie my voorvaders Abraham, Isak en Jakob geleef het, die God wat vir my van my geboorte af tot nou toe gesorg het, die engel wat my uit elke moontlike gevaar gered het, mag hy die seuns seën. Dan sal my naam voortleef in hulle, en ook die van hulle voorvaders, Abraham en Isak. Mag die seuns vermeerder en baie word in hierdie land." Toe Josef sien dat sy pa sit sy regterhand op Efraim se kop, het Josef gedink, dis nie reg nie. En toe tel hy Jakob se hand van Efraim se kop af op, om die hand op Manasse se kop te sit. Josef het vir sy pa gesê: "Dit hoort nie so nie, pa. Manasse is die oudste. Sit pa se regterhand op sy kop." Maar sy pa het geweier en gesê: "Ek weet dit, my seun. Ook hy sal 'n groot volk word. Ook hy sal baie word.
maar sy jonger broer sal sterker word as hy, en die jongste broer sy nageslag sal 'n magtige nasie word. Daardie dag het Jakob die 2 seuns geseën. Die Israeliete seën mekaar met die woorde: "Mag God jou maak soos Efraim en Manasse." So het Jakob vir Efraim bo Manasse gestel. Toe sê Israel vir Josef: "Ek gaan binnekort sterf. God het my nou by julle laat wees. Hy sal julle terugbring in die land van julle voorvaders. Aan jou gee ek iets wat meer is as aan jou broers, Sichem, wat van die Amorite afgeneem het, en met die swaard, en met my pyl en my boog." Die gedeelte dan, waar ons lees dat die kleinkinders van Abraham ook vir hom beskore was om te sien. As hy die 2 seuns sien van Josef, Manasse en Efraim, dan vra hy wie is hulle. En op 'n manier dink ek, dit is heel logies, want hulle lyk waarskynlik nie soos die ander nie. Hulle trek seker aan soos mense wat in 'n paleis woon met baie voordele, baie meer geriewe as hulle broers wat op die lande werk. Maar nogtans trek hy die klere aan en ook hy buig laag voor sy pa en voor die Here. Is dit nie wonderlik om te sien dat van oudsher af word ons geleer om voor die God en die mense die minste te wees nie. Mag dit vir elke dag beskore wees om jou plek raak te sien, voluit te gebruik waar jy is, maar nooit te oorskat nie.